Welkom. Vandag kyk ons na 'n ware mediese raaisel, iets wat neurogeniese torakale uitlaatsyndroom of sommer net NTOS genoem word. En glo my, dis 'n toestand wat pasiënte en dokters dikwels heeltemal kan kopkrap. So, dink 'n bietjie hieroor. Sê nou die oorsaak van daai pyn in jou arm is glad nie eers in jou arm nie. Juist daardie vraag is hoekom NTOS so 'n ongelooflike moeilike ding is om te diagnoseer. Goed, so dit bring ons by hierdie verwarrende en pynlike misterie. Hoekom is dit so berig moeilik om vas te pin? Wel, die ding is, die simptome is orals. Hulle is wyd versprei en lyk net 'n klomp ander, meer algemene probleme. En dit maak die pad na 'n korrekte diagnose vir so baie mense ongelooflik lank en ja, baie frustrerend. Kyk, die simptome is gewoonlik hierdie deurmekaarspel van pyn, gevoelloosheid of dalk swakheid in die arm en hand. Maar die sleutel hier, die groot leidraad, is dat die pyn nie 'n netjiese patroon volg soos met sê 'n geknypte senuwee in die rug nie. Dis oral en dit word erger as jy iets doen soos om jou arms op te lig. Hierdie gebrek aan 'n duidelike, logiese patroon is presies wat dokters laat dink, miskien is dit NTOS. En wie kry dit die meeste? Wel, al kan enigiemand dit kry, sien ons dit oorweldigend meer in vroue, veral tussen die ouderdom van so 20 en 40. Om regtig te verstaan wat hier aangaan, moet ons 'n bietjie dieper kyk na die anatomie, na waar die senuwees letterlik geknyp word. Dink aan die torakale uitlaat soos 'n nou besige bergpas. Dis 'n tonnel propvol belangrike senuwees en bloedvate. En dis juis in hierdie superbeklopte spasie waar alles kan verkeerd loop. Die hoofkarakter in ons storie is die brachiale plexus. Dit klink ingewikkeld, maar dis basies 'n komplekse netwerk van senuwees. Dink daaraan soos die hoofelektriese kabel wat van jou nek af al die pad tot in jou arm en hand loop. En in NTOS word hierdie hele bondel senuwees saamgedruk en daar is die bron van al daardie wydverspreide verwarrende simptome. So, wat maak hierdie bergpas nog nouer? Wel, 'n paar dinge kan gebeur. Soms word jy net so gebore met 'n anatomiese eienaarskheid, soos 'n ekstra klein ribbertjie in die nek wat spasie opneem. Ander kere is dit die gevolg van 'n besering, jy weet, soos 'n whiplash in 'n karongeluk wat littekenweefsel en spierveranderinge veroorsaak. Enige van hierdie dinge kan die spasie vernou en die kans verhoog dat daai senuwees vasgeknyp word. Goed, so hoe op aarde los dokters hierdie diagnose raaisel op? Wel, dis 'n proses van eliminasie. Daar's nie een enkele magiese toets wat sê, "Jep, dis NTOS nie." Glad nie. Dis veel meer soos speurwerk. Jy moet al die stukkies van die legkaart bymekaar sit en kyk watter prentjie vorm. Die heel eerste ding wat dokters moet doen, is om 'n klomp ander goed van die lysie af te krap. Toestande wat baie dieselfde kan lyk, soos carpale tunnelsindroom of 'n probleem met 'n skuif in die nek. Hierdie proses om eers alles uit te sluit wat dit nie is absoluut krities om by die regte antwoord uit te kom. Nou, hier is een van die heel nuttigste fisiese toetse. Dis die Elevated Arm Stress Test of EST. Kyk, dis eenvoudig. Die pasiënt lig die arms op in hierdie ek gee oor posisie en maak dan vinnig die vuis oop en toe, oor en oor. Die groot ding hier is hoe vinnig die simptome verskyn. As daai bekende pyn en gevoelloosheid binne 30 tot 60 sekondes opvlam, is dit 'n baie sterk aanduiding dat ons met NTOS te doen het. En hier's iets wat baie mense verwar. Standaard toetse soos 'n MRI of daai senuweegeleidingsstudies. Hulle is amper altyd normaal in NTOS. So hul hoofdoel is nie om te sê ja, dis dit nie. Nee. Hul doel is om te sê, wel, dis nie 'n gebreekte nek of 'n ander groot probleem nie. Hulle word gebruik om ander dinge uit te sluit. Goed, so as die diagnose eers gemaak is, wat dan? Wat is die eerste stappe na verligting? Wel, voordat enigiemand selfs aan die woord chirurgie dink, is die fokus heeltemal op konservatiewe, nie chirurgiese behandelings. En daai reis na verligting begin amper altyd op een plek, fisioterapie. Maar, en hierdie is 'n baie belangrike, maar dit kan nie sommer enige fisioterapeut wees nie. Dit moet iemand wees wat regtig spesialiseer in TOS. Hoekom? Want generiese nek- of skoueroefeninge kan dinge eintlik net baie erger maak. En hoewel fisio vir baie mense 'n verskil maak, moet ons realisties wees.
Vir die groep pasiënte wie se probleme so erg is dat hulle na 'n spesialis verwys is dit net omtrent 20 tot 30% wat met fisioterapie alleen genoeg verligting kry om chirurgie heeltemal te kan vermy. So, vir daardie pasiënte met ernstige aftakelende simptome waar fisioterapie net nie die ding doen nie, dan word chirurgie die volgende stap. En die doel van die operasie is eintlik baie eenvoudig. Gaan in en skep fisies meer spasie vir daardie senuwees wat so geknyp word. Basies is daar 2 hoofpaaie wat 'n chirurg kan neem om daai dekompressie te doen. Elkeen het sy voor- en nadele. Die een benadering deur die oksel is wonderlik want die litteken is mooi weggesteek. Die ander een met 'n sny bo die sleutelbeen gee die chirurg 'n baie beter direkte uitsig op alles. Dit laat hulle toe om nie net spiere te verwyder nie, maar ook 'n nervetrose te doen, wat basies beteken hulle maak al die littekenweefsel rondom die senuwees self mooi skoon. Nou hier's wat nogal interessant is. Al is die tegnieke heeltemal anders, is die suksessyfers vir wat ons 'n goeie uitkoms noem, merkwaardig eenders. Of jy nou deur die oksel of bo die sleutelbeen gaan, albei prosedures het 'n suksessyfer van iewers tussen 77 en 80%. Maar wat van die langtermyn? Dis waar die prentjie 'n bietjie verander. Kyk, direk na die operasie, so na 'n jaar of 2, is die sukseskoers baie hoog, omtrent 93%. Maar soos die jare aanstap, sien ons dat daai suksessyfers begin daal. Dikwels omdat nuwe littekenweefsel weer begin vorm. En teen die tyd dat jy by 10 of 15 jaar uitkom, is die langtermynuitkomste vir albei tipes operasies weer baie soortgelyk. En dit alles bring ons by een laaste groot vraag. Nou dat ons hierdie hele ingewikkelde reis van diagnose tot behandeling gesien het, is die grootste uitdaging van Ento's regtig die behandeling? Of is die ware misterie, die ware struikelblok, om in die heel eerste plek die regte diagnose te maak? Miskien is dit die grootste uitdaging van alles.